Many thanks for this opportunity. I really appreciate. I really didn't know why you've asked me to speak at such a big event. But when you sent me the very difficult topic, I thought I'm not going to let this opportunity go. So, thank you for that. Honorable Consiwe, thank you for being here. Vorige voorsitters van Agri Ooskaap, president van Agri SA Willem en ook die CEO Johan, jy is nou hier, so baie dankie. Dames en here, wonderlik om so baie dames hier te sien. Het wys jou dinge is aan die verander, want geen boer kan operate sonder 'n goeie vrou langs hom nie. Ek weet almal is nog 'n bietjie styf en rustig en ons het 'n paar swaar dinge mee ingelei. So ek moet net eers 'n storie vertel. And if you don't understand Afrikaans at all, my apologies, but this can only be done in Afrikaans humor. And that's about the Congress. Lisa, where's my screen? That's it. Okay. Is die pointer? Like that? Okay. I'll figure it out. Oor die Kongres. Nou, as jy by 'n Kongres is, dan laat dit my verskriklik baie dink aan die VLV dames. En die grap is nou met die komplimente van Wikus van der Merwe. Van die VLV dames wat wêreldwyd besluit het, maar hulle gaan daarom nou 'n internasionale konferensie hou. En so is daar nou afgevaardigdes van elke land, Amerika toe, Vegas toe. En uit Suid-Afrika uit is daar natuurlik ook vir Anna wat gaan. En die president, die Amerikaanse voorsitter, sy is president van die Kongres en sy sê, luister, by hierdie Kongres is daar net een doelwit. En die ding dat ons mans vir ons nou vertel wat om te doen en ons tweede staan, dit gaan nou einde kry. Dit is die besluit van die Kongres. Klap almal baie fantasties. En sy sê nou wat ons nou gaan doen is, julle gaan huis toe en julle gaan nou vir julle manne sê die ding stop nou, julle sê nie vir ons wat om te doen nie. En hulle kom toe terug en hulle is weer by die Kongres en hulle het nou lekker gin and tonic en cherries geëet en alles baie lekker en hulle het 'n groot party en nou moet elkeen vorentoe kom en Anne van Engeland comes up and she says, so Anne, what did you see? I said to my husband, John, this thing of you watching 5 days of cricket every second week, I have to bring you tea and cucumber sandwiches and whatnot, that stops now. Whoa, wonderful, wonderful, wonderful. And so what did you see? No, the first day I saw nothing. But the second day, he actually got up and made himself some tea. And the third day, he got his own stuff to eat. Whoa, wonderful ribbon. So they asked Samantha from America, what happened here? I said to my husband, this thing of you watching a whole Monday night of baseball, and I have to bring you beers and hamburgers and chips. And Tuesday night it's American rugby. And Wednesday night it's the same thing. This stops now. Woo, wonderful. So what did you see? Said, the first day I saw nothing. The second day he went up, he got a beer himself from the fridge. Oh, wonderful. And now it's old Anna's beard van Suid-Afrika. Nou Anna is 'n groterige vrou. Sy moet nie 'n tight dra nie, maar sy het 'n witte aan. Met so 'n lekker groot T-shirt en 'n paar rooi skoene. En sy kom haar van agter af met 'n gin and tonic in een hand en 'n John Player Special in die ander hand. En sy so afstap in die gang toe, druk sy die sigaret so in 'n glas dood. Sy staan daar voor. En sy sê nou Anna, wat het met jou gebeur? Sy sê maar die eerste dag het ek sommer vir my man gesê, Jan, die ding dat jy op 'n Saterdagmôre begin rugby kyk hier van 8 uur af. Die hele môre deur ek vir jou bier aandra en dan sit brandewyn en coke en dan nes jy gesuip is dan nooi jy die hele buurt en almal kom braai hierso.
dien ons stop nou. Wonderlik, wonderlik. Nou, wat het jy gesien? Sy sê, man, die eerste dag het ek niks gesien nie. Die tweede dag het ek ook niks gesien nie. En die derde dag kon ek so 'n bietjie uit deur die linker oog uit sien. Now, ladies and gentlemen, this is a Congress too, and the thing is about the take-home message. And if I could, I don't know what the mission or the main decision will be from this Congress, but the take-home message is quite important. And that's the moral of that story. And if I may, dan sal ek graag wil sê dat die boodskap wat ons moet huis toe neem, is dat alles wat met ons gebeur as boere, vloede, droogtes, paaie, onweer, mooi weer, swak pryse, al daai goed was nog altyd so. En dit gaan ook nie verander nie. Deel daarmee, ons is boere, dis hoekom ons hier is. Wat die uitdaging vandag is die omgewing waarin ons moet opereer. My pa het in 'n omgewing geleef waar boere vereer is. Ons almal se ouers, die vorige geslag. You might still remember that wonderful days when it was a bit easier. Vandag is dit nie meer so nie. Vandag werk jy in 'n omgewing, and omgewing, what I mean is a government who actually despises you. And I'll show you examples of why they don't want us to succeed. Goes beyond me. No one of us can understand that. But let's see. Sorry. I'll just give a quick feedback of the citrus industry in the Eastern Cape. Just to give some perspective, I don't know how many citrus farmers are here. Hoeveel van niemand. Okay, daar's een. Great. Maar kom ons vertel vir die ander mense hoe lyk dit. Right, dis goed. Die skyfie is in Engels, so ek kan Afrikaans praat. Tot so onlangs as 2010 het Suid-Afrika maar slegs hier rondom 100 miljoen kartonne uitgevoer. Dis 16 jaar gelede. Ja, die terme wat ons gebruik is hoeveelheid kartonne van 15 kilogram wat uitgevoer is nie produksie nie. Die laaste 16 jaar het ongekende groei gesien. Nou, waar staan ons in die Oos-Kaap? Ons is nou daar as 'n land waar daar totale wêreldoorproduksie is. Suid-Afrika produseer meer as wat ons kan verkoop, dis die werklikheid. Daar is die syfers, 87% groei sedert 2016. Die Oos-Kaap, die syfer wat daar is, daai syfer is ongelukkig 100% korrek, maar net so 'n bietjie oud. Die Sonnigse Vuur alleen gaan vir jaar produseer 45 miljoen kartonne uitvoer sitrus, van die 201 miljoen miskien uit Suid-Afrika, wat ons al reeds 26%, net die Sonnigse Vuur Vallei alleen aandeel in Suid-Afrika se sitrus gee. By verre die grootste sitrusarea in Suid-Afrika. Om jou idee te gee, as jy dit met die, ek gaan nou vir julle sê, daar is die reële groei, 7,2% saamgestelde jaarlikse groei. Nou, as jy inflasie wil wen, dan moet jy ook aan daai syfer bly, en dit is wat die sitrusindustrie reg gekry het. Om net in perspektief te plaas, in die Oos-Kaap het ons basies die 3 valleie, die Sonnigse Vuur, soos ek sê, met hier by die 42 na 44 miljoen kartonne, die Gamtoos Vallei, wat normaalweg hier rondom die 7 miljoen kartonne is, en dan die Katrivier of Oos-Kaapse Middellande, wat so 2 miljoen kartonne is. Wat het gebeur, mens probeer mos nou maar plant wat die mark wil hê, as jy dan nou slim genoeg is. Daarom met sagte sitrus en suurlemoene geweldige groei in volume. Kom ons kyk net wat maak sitrus in die Oos-Kaap. Die Oos-Kaap se GDP groei teen 'n minus
Dit beteken 'n totale resessie van 0,2% agteruit jaarliks. Citrus groei 7,2%. En as jy basies twee industrieë in die Oos-Kaap wat die Oos-Kaap aan die lewe hou, en is die motorbedryf en die citrusbedryf, wat buitelandse valuta die meeste van verdien. Nou moet ek vir u sê, in die motorbedryf gaan dit glad nie goed nie. Jy het basies Mercedes in Oos-London en Volkswagen op Uitenhaag en min mense koop Duitse voertuie. Die groei van Chinese voertuie is massief en as jy deur Uitenhaag gaan, sal jy die armoede sien, soos wat dit agteruit gaan daar. Ja, ek het genoem van die drie hoofareas van citrus in die Oos-Kaap, is waar ons lê, en dit is die volume ongeveer 25.000 hektaar. Ek dink daai syfer is alweer miskien 'n paar maande oud, is dalk nader aan 27.000 hektaar onder besproeiing. En dan natuurlik, net vir die wat nie weet nie, as jy 'n citrusvrug nie uitvoer nie, is daar geen inkomste vir hom nie. Daar's 'n klein plaaslike mark, is ongeveer 1 na miskien 2%. Party mense fokus 'n bietjie daarop, maar baie interessant. Mense sê altyd citrus is nie lekker in die winkels nie. Dit is hoekom die ouens wat nie die uitvoerstandaard maak vir hulle interne gehalte nie, gaan soek gou vir Woolworths of vir Pick n Pay of Freshmark op om hulle oeste daar te verkoop. Dit is hoekom dit nooit so, miskien nie altyd so lekker die ervaring is wat ons as Suid-Afrikaners uit 'n winkel uitkry nie. Maar dis ongeveer maar 2%. Sap is baie klein. Ons het in die Sondagse 4, is ek deel van 4 mede-aandeelhouers waar ons eie sapfabriek opgesit het so 10 jaar gelede. En dit is natuurlik 'n redding gewees in die moeilike jare. Ja, die probleem is nie meer om uit te brei nie, daar is oor genoeg. Die probleem is hoe hanteer jy hierdie goed? Dis pakkapasiteit. Dit kan jy oplos met belegging. Maar ons grootste probleem is daai hekkie daar langs die see waar jy moet opklim. En dis die hawens en die paaie waarop hierdie goed vervoer moet word. Dit is, ja, ek is 'n positiewe mens, maar die infrastruktuur waarmee ons moet saamleef en 'n wêreldklas produk moet lewer, pas nie hierby nie. Dit is absolute chaos. Ek sal nou verder weer daarna toe verwys. Toe ek voorsitter was van die Citrusgroeiers Vereniging van Suid-Afrika, CGI, ek gaan heelwat na daai afkorting verwys. Dis nou soos RPO. By die CGI was ek vir 10 jaar voorsitter gewees en reg aan die begin het ek gesê, maar dit was al in 2004. Ons het geen funksie of belegging in die grootste deel van ons beheerbare kosteketting nie, en dis die dag as jy jou plaas verlaat. En ons het iemand aangestel wat spesifiek na ons hawe infrastruktuur en kostes ensovoorts kyk. Byvoorbeeld, ons was die duurste koste wat ons vir Transnet betaal om ons vrugte te hanteer teenoor al ons mededingers in die wêreld. Ons het net deur daai ou aan te stel en dit aan te veg, het ons 8 biljoen gespaar na 2 jaar, wat bloot vermorste uitgawes was. Nou ja, die probleem raak al groter. Die feit dat daar nie meer 'n SAL is nie, is dieselfde vir die hawens en vir enige staatsinstelling. Die probleem in die hawens is massief. Ons kan bloot nie die vrugte hanteer nie. Wat gebeur nou? 15 jaar gelede het jy vandat jy vrugte gepak het in jou pakhuis, het jy binne het jy dit hawe toe geneem. Daar was 'n boot nommer 1, daar was 'n kraan om op te laai, daar was mense wat dit kon hanteer. Mense het 24 ure 'n dag gewerk, soos wat dit hoort in die verskepingsindustrie. En jy was basies tussen 21 en 24 dae by jou mark. Vandag is jy gelukkig as jy na 21 dae op 'n skip kom. Ons werk met bederfbare produk. So ons verliese in die mark is net groter. Die oomblik wat jy daai vruggie gepluk het, neem sy lewe net daarvan af. So hy het nie 'n onbeperkte rakleeftyd nie. So ons moet meeding met vrugte wat baie ouer is,
baie korter raglewe het ensovoorts. En dis die prys wat ons betaal in Suid-Afrika for the lack of government support or just for plain maintenance. Yeah, that's the sources of that info is from the CGA. Just in short, the CGA, and I need to mention this in terms of strategy for a South African farmer. The CGA has a compulsory statutory levy where every single carton that is passed for export out of this country pays a levy towards the CGA. What happens with that levy? Well, the first thing is that we are 100% connected and committed from every single citrus carton in South Africa, including Zimbabwe, including Swaziland, now Mozambique as well. So that's why it's called from Southern Africa, not just South Africa. Dis die enigste industrie, citrusindustrie in die wêreld wat 100% lede lidmaatskap het van almal in die bedryf. En dit was ons redding. Ek sê ons as citrusgroeiers. Ongeveer 60% van daai levy wat betaal word, gaan na navorsing toe. Navorsing wat ons het al in 1970 in die citrusbedryf al die navorsingsraad vaarwel geroep en 'n wêreldklas navorsingsinstelling, naamlik die Citrus Research International, gevorm met die beste wetenskaplikes in die wêreld. En dit is ons redding. En ek dink dis die verskil hoekom citrus vandag is waar hy is dat almal praat uit dieselfde mond uit. En ek dink daar's 'n les in vir georganiseerde landbou in die algemeen, dat ons wil almal dalk op 'n troontjie sit, en eintlik moet ons die gemeenskaplike probleme aanpak en dit die bil by die horings gryp. Nou ja, ons kom daar. Julle het seker almal klaar gelees. Environment that is not safe to disagree is not environment focused on growth, it's environment focused on control. Now, where's that environment? That environment is between us sitting here and the government. We don't have an environment where we can disagree, discuss, and come to a logic, feasible, positive outcome, and then act on it. That is the problem that we are facing, and that is the topic you gave me. And I tell you that, as I said earlier, no drought, no disease, nothing is unsurmountable for us as South African farmers. We know that. We're the best in the world. Having so much against us and still compete on the world stage, that's not the question. We know that. That is our biggest problem going forward, is how do we work with government? And now you've realized, many of you, as you discussed, Mr. President, of the foot-and-mouth disease, you got now what we got in 2008 with the citrus black spot situation, exactly the same. It is not the disease that's the issue, it's the government that's the issue. So what happens? Government focus on regulatory frameworks. They want a handbook. Remember, these people get a job somehow, somewhere. We all know how. They get a job. They don't want to lose that job, so they're not going to take a decision. And that's systemic in the whole framework of government, because that's dangerous. If they can make a decision that some superior feel is politically not aligned with their view, that decision will be taken on, and you will lose your job. And I think that is the mindset that we are dealing with. What we need is enabling structures. Now, that's the difficult part, because anyone that does seem to do a favor to the agricultural community is definitely not aligned with the current government. And the problem is not the minister. Let me say that. My fellow speaker today, later, Edgar, is my neighbor. I saw how he, out of desperation,
he took on John Steenhuisen. And I wanted to tell him, John's not the problem. The problem is, and that's where we need to interact, and that would be the goal, is the people working in that department. The mistake John made is he didn't want to listen, that his staff, his DG and his DDG, was put there, and I say this under very carefully, but I have good information that they were put there still by the then President Zuma with the sole. There was 5 people he put in strategically in that high echelon of working in Department of Agriculture to say, and I'll use a safe word, bugger up the farmers. And you never heard about agriculture in that area. Those people are still there. I can give you their names. They are the ones who blocked Mr. Steenhuisen in the foot and mouth crisis. They gave him the wrong advice. They wanted control and not a solution. Now, a government that wants control, and our current government is absolutely focused on control, that is the problem. And those people are still sitting there. There's no issue for them. You don't hear of them. Our livelihoods are at stake. Our cattle died. They're still there. And they made the decision. Earlier in the year, I was on the Grain SA Congress, and Mr. Steenhuisen was the speaker there. And it's quite poetic that I said to him, I hope you don't go, I want to ask you the question why you're still there. And they laughed. 3 months later, he wasn't there. And I said, you're a great politician. We all said thank you, but it's a master stroke by the ANC and Mr. Ramaphosa to put you in that portfolio, and they have totally annihilated you. So, because they gave you a staff, you didn't replace your staff, and they are the ones taking these decisions on a daily basis. And that's the issue. So, Steenhuisen is uitgehaal uit die politiek, hy het sy ondersteuningsbasis verloor, wat ons allemaal so opgewonde oor was. Almal is vir hom kwaad, en hy is totaal uit die DA uit ook. Master political move. Is net stof vir nadenke. Die probleem is nie die minister nie, die probleem is daar binnekant. I want to just sidetrack on that for a moment. I'm going to leave what I wrote. So what happened in the citrus industry? 2008, as I said, at that time I was unfortunately chairman of the CGA, and suddenly we were struck by the European Union of the citrus black spot issue. We were not unaware of it, but we thought it was under control. In December that year, I'll never forget, me and the then CEO, Justin Chadwick, we flew over on the 16th of December 2017 to Europe, managed to get some appointments at the European Parliament, the DG Sante, that is the portfolio for phytosanitary matters, and we met a few people there, and most of them the right people. And we ended up with DG Sante, which is the head of managing these things. En ek sê toe vir Alma, dit was 'n dame, ek sê toe vir Alma, hoe is dit moontlik dat hierdie ewe skielik dat jy 'n land kan afsny? So I say, well, I thought you're going to ask that, so I prepared something for you. Here's copies of my letters the past 6 years to your Department of Agriculture, asking, pleading, and demanding just for a response on what you are going to do. I can show you 3 replies in 3 years from them, South Africa, just saying we'll get back to you. That's our government. And that's not the minister. He at that stage wasn't aware of that. That's the people working in the department. That's the DG. That's the DDG. Those are the important people that bugger up everything for you. And
I said, well, red face, sorry, what now? And I said, well, we'll handle it for you. We came back, we went into, in that January, we went to all these departments and we tried to show them up, which they don't like. It's maybe not the right strategy, but we just said we've got a whole industry. At that stage, already the biggest industry in South Africa, agriculture-wise, that is not going to be able to export half of its crop. And the other half would anyway be useless because the other markets will be totally flooded. So you're going to kill the biggest agricultural sector. And so we had to escalate that to the president then. And then only did we start to get a little bit of joy. And what we did then is we said, okay, we put a working group together. We call it the CBS Crisis Committee. I'm still on that committee. And what we did is we compiled a RMS, a risk management system. And you had to be so careful not to step on these people's toes, etc., etc. You know how it works. Because they've got now this regulation, very nicely given by the European Parliament, and they just want to enforce that. And they can't wait to tell you out. So we created this risk management system. Every year it was enhanced mutually between industry and the government department. And then they started in 2016 to unilaterally increase die voorwaardes en dit waaraan jy moet voldoen aan hierdie stelsel. En ons het in 2016 nie afgeteken as 'n industrie daarop nie. En ons het gesê, maar dis onmoontlik. Wat hier gaan gebeur is dat alle sitrusprodusente uit Suid-Afrika kan nie aan voldoen nie. En dit was toe die druk begin oplaai uit 'n politieke kant, van 'n politieke kant af. En wat gebeur in 2017? Ek is toe nou die een wat eerste of die grootste slagoffer was van hierdie risk management system wat toe nie goedgekeur was nie. Ek kry op 'n Vrydagmiddag in die middel van die seisoen, dit was ongeveer hierdie tyd, dit was einde Julie, 'n Vrydagmiddag 3:00, 'n e-pos van 'n amptenaartjie in Port Elizabeth wat sê, Citrusrand boerdery, jy het jou 3de struik gehad op hierdie plaas, jy kan nie verder Europa toe uitvoer nie. Have a nice weekend. Right. Okay. Dit is, nou kom ons sê gou, wat was die omvang van wat daar gebeur is? Dit beteken nie ek moet maandag of Saterdag 'n aanpassing maak nie. Op daai stadium het ek 400 containers op pad Europa toe gehad. Nog 200 in die hawens en ongeveer nog 100 containers is nou afgerond natuurlik, min of meer wat reg was vir verpakking. Daai 300 wat op pad is, 400 wat op pad is, mag nie Europa toe gaan nie. Hulle moet nou divert word, want hulle gaan nie 'n fitosanitêre dokument vir hulle uitreik nie. Dit is meer as wat die vorige 10 jaar betrokke was in die citrusbedryf, of ter sprake was. So natuurlik, dus sê ek vir hulle, maar ek is bankrot, dis verby, die hele storie is verby, ek is gone. 3000 mense wat afhanklik daarvan is, geen antwoord. Ek het hoeveel keer na al die mense toe probeer, ek het via die CGI natuurlik probeer, ons het direk aan die minister probeer, geen respons. 4 dae later, nou begin hierdie containers aankom, in Rotterdam, Lissabon, Hamburg, oral kom houers aan, maar hulle word in kwarantyne geplaas. Jy is die vark in die verhaal. Ek moet by sê, voor dit nog nooit iets gebeur nie. Wat gebeur is, ek besluit toe, maar dan moet ek my tot die hoogste hof wend. Niemand wou my help nie. Jy weet, jy's nou, toe ek nou ewe skielik malaats, en ek het 'n advokaat en 'n prokureur gekry, en ek die saak verduidelik en gesê, kom ons kyk wat is moontlik. En die blote feit dat die regering eintlik hulle eie reëls opgestel het wat nie wêreldwyd aanvaarbaar is nie, het ons die saak gewen. Hulle het nie opgedaag vir die saak nie. Regter het onmiddellik met koste toegestaan. Dit het ongelukkig 3 weke gevat om 'n dringende hofaansoek te kry in die Hooggeregshof. Maar ek het die saak gewen. Dit is die eerste saak wat gewen is
deur 'n produsent in Suid-Afrika teen die regering. En nou ja, nou is hulle kwaad. Ekskuus, ek net een teruggaan. Toe is hulle baie kwaad. En geen kontak met die sitrusbedryf verder nie ensovoorts. Ons het toe was minister Toko Didiza, minister van Landbou. Ons het haar gesien, sy was ook nie eers bewus daarvan nie. Sy het net gehoor sy is gedagvaar en sy het verloor. Waar sy natuurlik baie ongelukkig was want hulle hou nie daarvan nie. Die punt is, die les is wat ons hier uit moet leer is, how do you address the risks going forward? You fight it. You fight it with being honest, by doing the right thing, and make sure you work with the right people. Go and address the real problem, not the figureheads. That's not going to help. Wat verander het sedert dit na daardie hofsaak is dat daai hele RMS natuurlik oorgeskryf is wat in lyn is met die Europese regulasies en die sitrusbedryf het net gegroei in Europa van daar af. En dank Vader, ek kon ook voortgaan, maar dit was tot voordeel van die hele Suid-Afrikaanse sitrusbedryf. Almal het na die tyd gesê baie dankie. Nie noodwendig 10 sent gestuur nie, maar baie dankie. Ons wag nog vir die koste terugbetaling, is nou al 7 jaar, 8 jaar. Ek hoop het trek rente, ons sal maar sien. So, ek dink die belangrike les daaruit, ek herhaal dit net weer, is dat as jy die regte ding doen, gaan soek die oorsaak van die probleem en moenie bang wees om aan te vat nie. Ek het gepraat oor die hawens. Dit is 'n probleem, nie net vir die sitrusbedryf nie. Onthou, in jou bedryf het jy ook 'n hawe in inverted commas. Jy het ook 'n klein hekkie wat deur jy moet gaan. En as daai klein hekkie toemaak, dan is daar 'n groot probleem. Nou, ek is baie bevoorreg om te boer reg onder die Tebus uitlaat uit die Gariepdam uit. En as ek daar by daai water gaan staan daar, en ek vat altyd mense soontoe, of ek neem 'n foto, en dan dink ek in die Visriviervallei is daar 40.000 hektaar besproeiing, en die Sonderse 25.000, en dan gaan daar 'n klomp water wat P aan die lewe hou, die P metropool ook water voorsien, en ek staan by daai sluis, wat daai water uit daai tonnel uitkom, dan sê ek, nou hier begin alles wat in die Oos-Kaap gebeur, van daar af uit daai stroom water uit. Dis die lewe daai, hy's net 5 meter wyd. En aan die ander kant gaan jy by die hawe uit, ook deur 'n 5 meter sluis op 'n huiskraan. En as daai twee sluise 'n probleem het, is die Oos-Kaap binne in sy moeras, die ander woord daarvoor. Daar is 'n klomp egos in bankrekeninge en industrie baie vinnig hulle gat sien as een van daai twee sluisies iets oorkom. En dis my volgende risiko. En daar wil ek vir Agri SA, meneer Kotse, ekskuus tog, ek sien nie nou nie. Dis hy. Willem is hier. Ek sê dit vir jou, jy's die baas. Water. Die nuwe waterwet is ons grootste bedreiging. Volgende. Ek kan nie verstaan, en ek het dit vir Steenhuisen gesê, ek kan nie verstaan dat daar nie meer oppositie of gerasie oor is nie. Dit slaan my, soos ek sê, die 70.000 hektaar in die Oos-Kaap, wat alles aan die lewe, of wat alle besproeiing is, dit sal gereduseer word tot nog 'n Karoo plaas, en nog 'n Jansenwil dorpie wat uit mekaar val, en nog 'n Aberdeen, met alle respek gesê, dit sal alles vernietig, as ons reg op ons water verloor. Die banke, hier's 'n paar van hulle, Standard Bank, baie dankie vir julle borgskap, ek sien Absa is hier, ek dink julle grootste kliënte is oornag bankrot. So, ek dink die banke, alle georganiseerde landbouorganisasies sal met mekaar moet praat hieroor. Hier is nie om te kyk wie gaan die fight wen nie. Maar dit behoort die heel grootste prioriteit vir georganiseerde landbou en ek dink kommersiële banke te wees.
So, nuwe minister, nuwe hoop. Daar was eintlik nie veel verkeerd met die vorige een nie. Die fout wat hy gemaak het, soos ek voor gesê het, hy het na die verkeerde mense geluister. Ons moet nie dink dat daai politieke posisie jou outomaties alles laat gebeur nie. Dis jou CEO, soos Brent en Johan en die DG in departement landbou, daar's die probleem. Hy moet verander word. So as ons vir daai man 'n boodskap kan gee is, kry die regte mense in plek. Een wat die regte ding wil doen. Hoeveel tyd het ek? Lees my skerm is af. Was ek verby? Sirkels van invloed. Ons almal kan nie die land, ons almal kan nie minister van landbou wees nie. Ons almal kan nie Pieter Kloete wees nie. Ons almal kan nie die land se politiek verander nie. Maar die eerste ding wat jy kan doen is, jy kan jou huisgesin verander. Jy as man of vrou in jou huis. Dis jou eerste sirkel van invloed. Jou tweede een is 'n bietjie verder en is op jou plaas. Elke jaar aan die einde van die seisoen as ek met my werkers gesels, en ek praat nou van alle klasse werkers, dan sê ek, die Suid-Afrika wat die politiek vertel wat bestaan, en die een wat ek beleef hier op die plaas, is twee verskillende plekke. Ek sien nie die Suid-Afrika wat op die nuus is, by my op die plaas nie. Ek sien nie naasten by 'n teken van rasisme nie. Ek sien nie naasten by 'n teken van Pieter, jy moet nie suksesvol wees nie. Hulle is afhanklik daarvan. Ons is mede afhanklik van mekaar. En dis belangrik dat jy 'n omgewing skep op jou plaas en in jou direkte omgewing van invloed wat positief is, wat mooi is en wat reg is. Geen goeie daad word ongestraf gelaat nie. Dis die dinge wat ek kan beïnvloed. En as ons hierdie sirkeltjies maak, en ons almal maak daai sirkeltjies, en hulle raak later aan mekaar, raak dit 'n groot sirkel, en dan kry ons 'n hele ander wêreld. En dit is hoe ons Suid-Afrika gaan verander. Is uit elke huisgesin uit, en uit elke boerdery uit, en uit elke plaas uit, en elke gemeenskap en distrik uit. Dis waar ons die verandering bring. Met alle respek gesê, die regerende party steun op landelike stemme. Die landelike stemme is waar ons die invloed het. Wat doen ons verkeerd? Ons moet onsself daai vraag afvra. Kan ons nie vir die mense wys hoe moet dit wees nie? Ons Kirkhoed is 'n geweldige sterk ekonomie, maar ons is 'n skool wat tot niet gaan. Ek het net gesê dit kan nie so aangaan nie. Ek en 'n medeboer het eenvoudig ingegaan en ons het gesê ons gaan sorg dat die hele beheerliggaam basies afgaan en ons het 'n paar heeltemal aan een verkies gekry, ons in Kluis. Ons het die skool oorgebou net met mense wat oes uit die vallei uit. Want dis mos dieselfde boer wat die kerk aan die gang hou, wat die pannekoeke laat bak, en sy vrou bak die pannekoeke, en jy moet die skool aan die gang hou, en jy moet die dorp aan die gang hou, dis mos dieselfde mense. Toe het ek gesê, maar wie kom oes in die vallei? Wie is die oesters? Hulle bly in Stellenbosch, en hulle bly in die Kaap, in fancy huise, hulle kinders is in die fancy skole, maar hulle kom haal hulle geld hierdie vallei uit. Nou maar right, dan moet julle nou beslag betaal. 20 miljoen in 3 maande bymekaar gekry. Skool oorgebou, 22 miljoen rand spandeer. Nuwe skool. Verander wat jy kan verander in jou omgewing. Dis die belangrike ding. En natuurlik moes 'n nuwe jockey kry. Want as jou vis vrot van die kop af, dan is dit verby. So ons moes hom reg kry. So nou het ons 'n top ou daar, dis 'n ander plek. Jy kan dit beïnvloed uit jou omgewing uit. Miskien net 'n boodskap vir Agri SA en Agri Weskaap. Daar is persepsies, negatief of positief. Daar is persepsies dat Agri SA 'n veebedryf verteenwoordiger is. Is dit so? Ek weet nie.
Wat moet dit wees? Ek dink Agri SA of Agri Oos-Kaap moet sê wie verteenwoordig hulle. Watter deel van die landbou verteenwoordig hulle? Verteenwoordig hulle die veebedryf? Verteenwoordig hulle ook ander landboubedrywe? Ek dink dis belangrik om daai persepsies uit te klaar, want dit is maar boodskappe wat ek gekry het, wat ek oor tyd, wat ek gevoel het ons moet oordra. Praat Agri SA genoeg met alle georganiseerde landbou. Ons moet moeite doen om enige grense wat daar mag wees af te breek. Ons het nie daai grense nodig nie. 5 boere, 5 kerke, 5 landbouorganisasies. Dit moet stop. Ons het 'n ander probleem. Ons is nie mekaar se probleem nie. Ons het 'n ander probleem. So ons moet daai grense afbreek. Ek het genoem van water en wetgewing. Die oomblik toe ek in daai hofsaak die staat aanvat en ons hulle op 'n tegniese punt kon uitwys waar hulle verkeerd is, dan verander hulle die wet. So eenvoudig soos dit. Die hele tyd is hulle besig om wetgewing te skryf en nou oor die water is dieselfde as wat nou gebeur het wat hulle met water gaan doen. Dis nou die laaste ding wat die liewe Vader vir ons gegee het en wat nie in die ANC regering behoort nie, en wat uit die hemel uitval. Die liewe Vader gee vir ons daai reën, maar nou ewe skielik is hulle nou die custodians of water. Twak man, daar bestaan nie so ding nie. Ons bid vir die reën, die reën kom van die liewe Vader af. Niemand sal sê daai water is nie meer myne as ons oor generasies daarvoor betaal het nie. En ek verwys na waterregte. En ek pleit weer eens by Agri SA om dringend hierdie saak op te neem. Ek wil dan nou gou afsluit met 'n storie uit die hart uit. Ek noem dit die 4 lewensboodskap. Toe ek 4 jaar oud was, het die trekker wat ons gehad het, kleiner John Deere 2130 en 'n 3-skaar ploeg, want my pa, ek het verskriklik arm groot geraak, net dit vir julle vertel. My pa het geweldig swaar gekry. Ons het tomaties en spanspekke en watermeloene geplant om aan die lewe te bly. Ek was 4 jaar oud, dan ry my pa, het toe nog so 'n ou Peugeot 404 bakkie gehad, wat het ons 2 ure gevat van Kirkwood af tot op die Uitnaagmark, en tomaties afgelaai. Dan gaan ons nou spesiaal dat ons so by 10 uur in die aand aflaai, en dan staan ek agterop daar in die agterstrate van Uitnaag, die kant van die spoorlyn, by daai winkeltjies, daai groentewinkeltjies. Dan gooi hulle mos nou al hulle vullis vooruit op die straat, op die pad, dat nou die mense moet oplaai. Dan tel ek nou moet ek al hierdie hout tomatiekussies optel. Elkeen het so 1 of 2 kussies wat hy uitgegooi het. Dan maak ons nou die bakkie vol met alles wat hulle uitgegooi het. En dan ry ons nou terug vanaand 11 uur, 12 uur is ons by die huis. En môre pak ons tomaties en daai houtkussies. Dis ons begin het. Dit vat generasies om iets bymekaar te sit in landbou in Suid-Afrika. It's not overnight. Land doesn't bring you money. It's the heart and the soul and the love that brings you money. No land problem will solve anything in this country. Never, ever. It will create more problems. Ons is op die 2130, ons maak reg ons spanspekke te plant. En ek het gesê, Here Pa, ons moet ook al 'n trekker met 'n trappie hê. Want toe het ek nou gesien in die Landbou Weekblad, Chris, voor jou tyd, daar's trekkers met trappies op, en ons het 'n trappie aangeswys. Sommer so 'n stuk flatbar, dat ons trekker ook 'n trappie het. En daar het ek my daar deurgebring, saam met my pa, hier op die agteras, en so langs die sitplek, my arm om my pa se nek gestaan, en dit was vir my verskriklik lekker. En iets gebeur, en my pa stop vinnig, trappie klats, en ek val. En ek val vooroor, en ek sou val tussen die 2 wiele in. As die trappie nie daar was nie, want ek val toe bo op die trappie, was ek dood. Ek natuurlik nie besef wat gebeur het nie, maar dit my later, soos die lewe gebeur het, het ek besef, maar ek moes dood gewees het toe ek 4 jaar oud was. Toe ek 21 was, toe rol ek 'n kar 22 keer oor 'n vragmotor op hierdie paaie. En is my skuld ook, en is sy skuld. Fair. Ek rol 21 keer, die kar is plat gedruk, so pannekoek by die agterste venster uitgeklim, en toe kry ek 'n krapmerk op my arm van die glas wat gebreek het. Ek het niks oorgekom nie. Weereens in daai tyd van jou lewe dink jy nie, dit is snaaks, Arthur Radman is seker nie hier nie.
Oom Arthur, het was op sy heining wat ek plat gerol het vir 200 meter. Die eerste ding wat maandagmôre gebeur is, hy bel my en sê, wanneer maak jy die heining reg? Nie, is jy okay nie? Wanneer maak jy my heining reg? Dis oom Arthur. So 3 jaar gelede, op 'n Sondagoggend, besef ek maar iets is geweldig verkeerd en ek het my eerste hartaanval en wil dit nie herken nie en Sondagmiddag, in elk geval 6 uur later, aand 6 uur 'n ongeval in P. 3 stents later, ek my bewussyn verloor, ek was weg en toe besef ek daar's iets aan die gebeur wat die Here vir my wil sê. In 4 jaar gelede op Jeffreys Bay, ons het net klaar koring gestroop, ons gaan see toe, is tussen Kersfees en Nuwe Jaar, ons staan op die strand met familie en gesels, en ek hoor 2 kinders se skree, en jy ken daai skree, daar's 'n groot fout, en ek besef daar's kinders in die moeilikheid in die water, en ek hardloop, en dis nie 'n bekende of 'n normale swemplek nie, en ek hardloop net eenvoudig in die see in. Volgende wat gebeur is, dis hoekom hulle in die moeilikheid was, 'n geweldige stroom, ek is aan die versuip. En ek besef, daar's geen manier wat ek hier gaan uitkom nie. Niemand kan by my uitkom nie. En ek onthou toe ek klein was, my pa altyd gesê, die branders kom in 7's, want dis die Here se syfer. Elke 7de, daar's 7 stil klein branders, en daar's 7 groot branders. Maar daar's geen branders nie, dis net 'n gewoel. En ek besef, later, ek moenie strand toe kyk nie, want ek sien my klein dogtertjie en my vrou daar staan, en die paniek in hulle oë, en ek draai om en ek kyk in die see in, want ek besef ek gaan nou doodgaan. En ek gaan probeer om stil te lê, en ek sê, dis of die 7de brander of die hemel, is een van die 2. En dit word absoluut wit om my, en ek voel hoe ek wegsak onder die water, en die volgende oomblik kom daar 'n brander aan. En toe ek voel ek lig op, het ek begin swem, en ek het uitgekom. Maar so naby aan die hemel was ek nog nie. So 3 maande gelede, weer eens op 'n Sondag aand, voel ek hier's 'n groot fout, terug in intensiewe eenheid en nog 'n stent. Toe sê ek, goed, die Here wil vir my iets sê. Die Here wil vir jou sê, Pieter, ek het nog werk vir jou. Jy moes nou al 4, 5 keer dood gewees het, definitief. Ander mense sou. Ek stuur jou terug. Nou, wat is daai boodskap? En ek het besef, weer eens, toe gaan ek na my beginsel van die sirkels van invloed toe. Wat kan ek doen met daai les? Toe sê ek, wel, ek is in die landbou. En my doel in die lewe, of my boodskap aan julle vandag, is om mede-landbouers te sê, wees positief. Wees 'n boer. Doen die regte ding. Aanbid die Here en skep 'n goeie invloed om jou. Ek het die voorreg om daai boodskap oor te dra, en dit is die boodskap wat ek aan mede-landbouers wil oordra. God bless you. Thank you for the opportunity.